Waarom dien ons Elohim? Hierdie is 'n sielsoekende vraag wat elkeen van ons onsself moet afvra, en ons moet dit eerlik voor Majesteit Jahwe beantwoord. Waarom dien jy Elohim? Waarom dien ek Elohim? Die rede om hierdie vraag te vra, lê in die feit dat mense na Elohim kom en hom net vir eie gewin dien in plaas daarvan om hom te dien vir wie hy is. Dikwels sal hulle dit nie erken nie, omdat hulle dit nie besef nie, of dit gewilliglik net ignoreer, dat hulle motief om Elohim te dien en hulle naaste te dien in die proses, gebaseer is op selfgesentreerdheid en selfbediening. Wat bedoel ek? Hulle dien die Elohim met die hoop en doel om te kry wat hulle wil hê, dit wil sê geld, materiële besittings, 'n stuk grond, 'n huis, 'n motor, 'n werk, 'n vrou, ensovoorts. Die lys kan aanhou en aanhou. Hulle fokus is nie op die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid soos hulle voorgee om te doen nie, maar hulle fokus is uiteindelik op wat hulle wil hê en wat hulle vir hulle self kan kry. Hierdie Adamiete is bedrieërs. Ons vind hulle oral in die liggaam van Mashiach. Ons is lank gelede voor die tyd deur die apostel Paulus gewaarsku dat ons as gelowiges in hierdie laaste dae baie moeilike tye sou hê as gevolg van hierdie tipe onberouvolle mense binne die liggaam van die Mashiach, Yeshua. Hier is die vrugte van hierdie mense wat voorgee. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 as volg. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae moeilike tye sal kom, want die Adamiete sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onafgesonder, met ander woorde onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van Elohim. Adamiete wat 'n gedaante van toewyding het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie Adamiete af. Dit is mense wat voorgee wat altyd gesigte ophef ter wille van eie gewin, met ander woorde, hulle sal jou net versorg om uiteindelik al eie selfsugtige ambisies te bevoordeel, want dit is hul hooffokus en hul hoofdoel. Hulle het nie werklik die broeders lief nie, en as hulle wel die broeders op watter manier ook al dien, is dit net om uiteindelik te kry wat hulle wil hê, om hul eie selfsugtige ambisies en hebsug te bevredig. Hulle het baie lief met hul lippe, maar hul harte hardloop na hul eie gulsige gewin. Ons lees in 2 Petrus 2 vers 3 die eerste gedeelte, en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Maar ons is beloof dat hulle geopenbaar sal word, want aan hul vrugte sal julle hul ken. Matteus 7 vers 16 tot 17, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie? So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 2 Timoteus 3 vers 13, maar afvallige Adamiete en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. En sien ons dit nie nou nie? Die Engelse vertaling gee dit mooi deur, 2 Timoteus 3 vers 13, but evil men and pretenders will grow worse and worse, leading astray
and being led astray. Pretenders, met ander woorde, hulle gee voor, soos een vertaling dit weergee, rolspelers van valse karakters. Oor die afgelope klompie jare het ek die volgende skrifgedeelte so waar gevind en dit eerstehands ervaar in hierdie bediening waarmee ek besig is, en ek haal aan uit Jesegiel 33 vers 30 tot 32. En jy, seun van Adam, die kinders van jou volk wat oor jou gesels langs die mure en in die deure van die huise, hulle praat die een met die ander, elkeen met sy broer, en sê, kom tog en hoor wat die woord is wat van Jahwe uitgaan. En hulle kom na jou toe soos 'n volk saamstroom en sit voor jou as my volk en hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. Want hulle maak liefdesverklaringe met hulle mond, maar hulle hart gaan agter hulle onregverdige wins aan. En kyk, jy is vir hulle soos 'n minnelied, soos een skoon van stem, wat goed op die snare speel. Hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. Ons sal dus wys wees om hier die volgende instruksie te volg in Hebreërs 3 vers 13. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Broeders, susters, medevolksgenote, tye word by die dag moeiliker soos die horlosie al nader aan middernag wegtik, waar geen mens kan werk nie. Ons moet onsself regtig elke dag deursoek om te sien of ons werklik in die geloof van ons meester Yeshua die Messias is. Ons moet die ernstige gevaar van vervalste en oppervlakkige bekering besef, want een van die tekens of simptome van valse bekering is om voor te gee om 'n gelowige te wees. Dit raak regtig moeilik beide in die wêreld daar buite en binne die liggaam van die Messias Yeshua, as gevolg van mense wat voorgee, pretenders, rolspelers van valse karakters, bedrieërs wat voorgee in ons midde. Ek verwys weer eens na die waarskuwing in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 wat ons vroeër gelees het. En ons sien hoe profeseë reg voor ons oë vervul word, in ons midde. Ons leef dit. Ek bemoedig elkeen van julle wat ernstig is met Elohim en wat begeer om hom met 'n opregte hart te dien. Matteus 10 vers 22, die tweede gedeelte. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hierdie volharding behels direk die behoud van die geloof van die Messias Yeshua en die bewaring van die gebooie of instruksies van Elohim. Dit is die geduldige volharding van die afgesonderdes. Ons lees in Jakobus 5 vers 7 tot 11 as volg. Wees dan geduldig, broers, tot op die wederkoms van die meester. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die meester is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broers, en van geduld die profete wat in die naam van Jahwe gepraat het. Kyk, ons reken hulle geseënd wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van Jahwe met hom gesien, dat Jahwe vol medelee en ontferming is. Mag Majesteit Jahwe, onse Elohim, ons almal waarlik genadig wees, dat ons hom met integriteit en opregtheid van hart kan dien, en nie vir wat ons vir onsself kan kry nie. Geseënde dag vir elkeen. Selah.